alles wat ons nou hier doen, en ek het dit vanoggend by die kerk ook gesê, die goed haak soos 'n trein se trokke aan mekaar. En is belangrik as ons die hele ding wil verstaan, dat ons die volledige treintjie het, met al sy trokkies. Anderster kan ons dalk iewers 'n stuk mis en nie lekker verstaan nie. So, ons gaan nou vanaand gesels rondom die koms van die Heilige Gees. Wat beteken die koms van die Heilige Gees? As ons dit in die woord van die Here lees, daar's 'n sekere betekenis. Dis seker die een van naas Jesus Christus. En dis moeilik om, eintlik kan ons niks losmaak van mekaar nie. Dis soos, as 'n mens na Jesus kyk, jy kan nie sy geboorte losmaak van sy lewe, van sy sterwe, van sy opstanding, van sy hemelvaart, van sy wederkoms nie. Dis die volle pakket. Net so is die werking van God, vanaf Genesis, totdat ons aan die einde van Openbaring kom, en dan alles wat daarna sal wees, is 'n volle pakket. Dis nie net, ons kan nie hom kompartmentaliseer en sê hierdie is belangrik, alles is belangrik. Maar die koms van die Heilige Gees, dit wat God vir ons kom doen het, om vir ons Heilige Gees te stuur, om na hierdie aarde toe te kom, is 'n onbeskryflike, magnifieke ding. En ek en jy kan nie sonder dit nie. Kan nie, net soos wat ek nie sonder Jesus kan leef nie, kan ek nie sonder Heilige Gees leef nie. Dis so eenvoudig soos dit. So dit is 'n onbeskryflike groot werk wat hy vir ons gedoen het. Maar ons moet 'n paar goed verstaan rondom die koms van die Heilige Gees. Ek het dit laasweek ook gesê, omdat Heilige Gees nie sigbaar is nie tasbaar is nie gesien kan word nie. Ons kan nie 'n prentjie teken van Heilige Gees nie. Die naaste wat ons kan kom is 'n prentjie van 'n duif, maar dis 'n voorbeeld net. Dit is nie die Heilige Gees nie. Ons kan 'n vuur teken, jy kan waterstrome teken, jy kan al hierdie goeters, maar dis alles beelde om jou en my te help om iets te verstaan wat moeilik vir ons is om te verstaan. Want ons kan nie Gees sien nie. So, en omdat ons nie Gees kan sien nie, het ons 'n soort van 'n geneigtheid om dit dan half te ignoreer. Dis net soos die werking van Heilige Gees, die gawes van die Gees, en daar's 9 van hulle, en al die ander maniere waarop Heilige Gees werk in jou en my lewe. Elke keer wanneer Heilige Gees werk, is eintlik 'n wonderwerk. Wanneer iemand in tale praat, is dit 'n wonderwerk toepassing. Dit is 'n bonatuurlike werking. As iemand 'n uitleg van daai taal gee, dis 'n bonatuurlike werking. As iemand 'n profetiese woord gee, dis 'n bonatuurlike werking. Dis Heilige Gees wat deur ons werk. So dis bonatuurlik. En ons sukkel met die bonatuurlike. Jy sien, want ek kan glo wat ek sien. Ek kan glo wat ek verstaan. Maar hoe verstaan 'n mens die bonatuurlike goed? Dis vir ons so half nie verstaanbaar nie. En omdat ons dit nie kan verstaan nie, moet nou geloof in aksie kom. Dis maar so. So dis baie maklik. En ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Dis baie maklik vir ons om te sê dat die vervulling met die Heilige Gees, die doop met die Heilige Gees, en ons sal later nou oor die terme en die goeders gesels wat dit beteken, is vir 'n spesifieke tyd gewees, vir die disippels met die dag van Pinkster. Jy sien, as ek dit daar los, hoef ek nie vandag daarmee te deel nie. Julle hoor wat ek sê. Ek hoef nie myself te konfronteer met die bonatuurlike as ek nie daarin glo nie. Ek hoef nie hier in myself te werk oor die spreuke in tale, of oor uitleg van tale, of oor profesie, of watter gawe ook al, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, onderskeiding van gees. Daar enige van die gawes wat werk,
As ek dit kan kompartimentaliseer en ek los dit daar by die disippels op Pinksterdag, en ek sê dis okay, dit was vir hulle bedoel, en deur hulle is dit vir ons bedoel, dan hoef ek nie nou daarmee te deel nie. Maar, die oomblik wanneer ek iemand in 'n taal hoor praat, is ek gekonfronteer met die bonatuurlike, en ek moet daarmee deel. En jy moet daarmee deel in die konteks van geloof, want jy kan nie daarmee deel in die konteks van jou verstand nie, want die verstand het nie vermoë om dit daarmee te deel nie. So as ons nou praat oor die koms van die Heilige Gees, daar's 'n klomp plekke in die Bybel waar hy oor praat. Nou, ons gaan nou na 'n klomp teksverse kyk. Ek wil nou 'n bietjie deur dit werk, so want die skrif is vir ons belangrik. Kyk, so die Heilige Gees se koms, daai koms van die Heilige Gees, dui op 'n definitiewe aksie, 'n definitiewe gebeurtenis. En ons sien dit deur die hele Bybel. So, ek het vanoggend, toe ek nou hieroor gepraat en gesê het ons gaan hieroor praat, het ek die vraag gevra, van wanneer af is Heilige Gees op die aarde? Van die begin af. So, as Heilige Gees dan hier is, hoekom praat die Bybel van die koms van die Heilige Gees? Julle verstaan? So ons moet nou vir ons self nou uitmaak, wat beteken die koms van die Heilige Gees? As hy dan hier is, en ons weet hy's van die begin af hier, ons sien voor Jesus, voor die vervulling en vervullings van die koms van die Heilige Gees, is Heilige Gees reeds hier. Jesus toe hy nadat hy gedoop is, het wat gebeur? Wat het met hom gebeur toe? Hy het die Heilige Gees ontvang. Die woord van die Here sê die Heilige Gees eintlik nie ontvang nie. Hy het reeds Heilige Gees gehad, maar die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. So hier sien ons, die Heilige Gees, dis die een van die eerste plekke waar ons Vader, Seun en Heilige Gees saam met mekaar in een plek sien werk. Hier is Heilige Gees wat op Jesus kom. Op 'n stadium gaan hy na sy disippels toe en hy blaas op hulle, hy sê, ontvang die Heilige Gees. So hoe kan hulle Heilige Gees ontvang? Hoe kan Jesus Heilige Gees ontvang as hy nog nie gekom het nie? Julle hoor wat ek sê. So dis vir ons belangrik dat ons verstaan, wat word dan bedoel by koms van die Heilige Gees? Nou kom ons lees 'n paar verse, Johannes 16 vers 13. Hy sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid. So wanneer hy gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So wanneer hy gekom het, Jesus is hier aan die woord, hy praat oor iets wat moet gebeur, maar Heilige Gees is reeds daar. So hier is ietsie anderster wat ons sien, waaroor hy praat. So dis 'n definitiewe iets wat moet gebeur. Heilige Gees moet op 'n spesifieke manier kom. Nou, in die week terwyl ek nou studeer hierdie goed werk, sit en dink ek daaroor. As ek nou daar hier in my huis sit, né? En kom ons sê, hier kom 'n geweldige belangrike persoon na die dorp toe, wat 'n baie groot naam het. Kan nou nie dink aan iemand nie. Kom ons sê maar Kobus van Sail kom hier na toe. Maar maak nie saak, enige persoon, ek wil nou nie 'n naam sê nie, maar in 'n geval, want baie mense dink baie ons is belangrik, ander ouens sê, wat, is 'n belangrike ou? Nee. Okay, maar hier kom hierdie persoon hier na toe. Nou kry ek 'n boodskapie op my foon en sê Piet het gekom. Piet is hier. Maar nou Piet is somewhere. Piet is hier. Wat beteken dit? Hy's hier. Ons weet hy's hier. Maar dan hoor ek nou 'n klop daar aan my deur. En as ek my deur so oopmaak, hier staan Piet. Wat? Dan sê ek, kom in, kom sit. En dan sê daar sit, dan vat ek my foon toe en sê ek, Piet is hier. Daar's 'n verskil, né? Daar's 'n verskil. En as ek dit so kan verduidelik, Heilige Gees is hier, maar hierdie is iets spesifieks waaroor hy praat. Hy gaan verder, Johannes 15:26, maar as die Trooster gekom het, die Trooster, die Allos Parakletos, dieselfde soort as ek, die ander een van dieselfde soort as ek, hy praat van Heilige Gees, as die Trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid,
wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. So, hy moet kom. Jesus sê dit vir ons. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. En dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Okay? So daar's ietsie wat moet gebeur. Daar's 'n definitiewe gebeurtenis wat moet plaasvind. Ons sien dat hierdie gebeurtenis moet plaasvind na die verheerliking van Jesus. Dit kan nie voor dit gebeur het nie. Dit moet na die verheerliking van Jesus gebeur. Johannes 7:39 sê hy, en dit het hy gesê van die Gees wat hy sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. As hy sê die Heilige Gees was daar nog nie, dan beteken dit nie die Heilige Gees was in die hemel iewerster en hy was nie op die aarde nie. Met ander woorde, die Heilige Gees het nog nie gekom nie. Dis al wat dit sê. Heilige Gees was daar, want hy het dan die Heilige Gees in hom. Hy wat dan hier praat, as hy dan nou en hy het op die disippels geblaas gesê ontvang die Heilige Gees. So Heilige Gees is hier. Dis nie dat hy nie hier is nie, hy is hier, maar hy sê ek gaan hom na julle toe stuur. Hy moet kom, maar dit kan eers gebeur nadat ek verheerlik is. So die gee en die ontvangs van die Heilige Gees. Kom ons gesels nou daaroor. So ons weet die Heilige Gees moet kom. Daar's 'n gebeurtenis wat sê Heilige Gees gaan kom. Okay. Nou kom ons praat oor die volgende konsep, gaan oor die gee en ontvang van die Heilige Gees. Wat sê die woord vir ons? Handelinge beskryf vir ons 5 plekke oor die koms van die Heilige Gees. 5 plekke waar ons kan lees dat Heilige Gees gekom het. Dis nou die gebeurtenis wat Jesus nou oor gepraat het en gesê het ek gaan hom stuur, die Heilige Gees gaan kom, elke keer daai gedeelte. So dit is 5 plekke waaroor hy praat, waar hy praat oor die Heilige Gees. Die eerste een vind ons in Handelinge 2 vers 1 tot by vers 4. Maar ons praat nou oor wanneer Heilige Gees kom, is daar 2 goeders wat moet plaasvind. 2 goed. Dit is gee en dit is ontvang. Okay? Ek het nou so 'n klein remote hier so in my hand. As ek nou vir Andrei sê, Andrei, ek gee vir jou die remote. En hy sit nou soos hy daar sit en hy kyk my soos hy nou daar kyk. Né? Gaan hy ooit hierdie remote kry? Nee. Maar wanneer ek gee dit vir hom, maar wanneer hy opstaan en hom vat, nee, jy hoef nie dit te doen, sit maar net. Wil ek net my remote hou. Dus dit gebeur altyd met 'n remote. Die manne soek altyd die remote. So die oomblik as ek kan dit vir hom gee, maar hy moet dit ontvang. Okay. Nou, so dis 'n dubbel ding wat moet gebeur. Nou lees ons in Handelinge hierdie gedeelte. Hy sê en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het gespreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Okay. So hierdie is die eerste gedeelte waar ons lees oor die koms van Heilige Gees. Dit wat Jesus al 'n paar plekke oor gepraat het. Hy het 'n paar keer daarna verwys, die koms van die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees. So hier gebeur dit, okay? Maar ons lees nou nie in hierdie gedeelte van die ontvangs van die Heilige Gees. Ons lees nou net die Heilige Gees is op hulle gekom. Okay? So hy het gekom, so hy's gegee. Maar nou in Handelinge 10 vers 47 verwys Petrus na hierdie gedeelte. Okay? So in Handelinge 10 vers 47 sê Petrus die volgende en hy sê niemand kon tog die water weer van hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het. So Heilige Gees is gegee, maar Heilige Gees is ook deur hulle ontvang.
Net soos wat ek nou die remote vir André wou gee, so ek gee dit, maar hy moet dit ontvang. Okay. Die tweede gedeelte waar ons lees in Handelinge oor Heilige Gees, lees ons hierdie gedeelte, Handelinge 8 vers 17. Toe het hulle die hande opgelê en hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou hierdie mense is die gelowiges in Samaria. Okay? Samaria. Ou moet nou die hele geskiedenis verstaan. Ek het nou nie tyd om dit in te gaan nie, maar julle weet wat die mense gedink en geglo en gedink van die Samaritane. So hier is 'n plek in Samaria waar gelowiges is, gevind is, en toe hulle met hulle praat, toe hulle met hulle deel en met hulle gesels, toe sê hulle ons nog nie die Heilige Gees ontvang nie, en toe bid hulle vir hulle en hulle hande opgelê en hulle het die Heilige Gees wat? Ontvang. So wat moet jy doen om Heilige Gees te ontvang? Iewerster moet daar hier in jou koppe 'n ding kom sit wat sê dit word vir my gegee. Is dit so? Ja, ek moet 'n verstaan hê. Iemand gee Heilige Gees vir my. Maar ek moet ook 'n openheid in my hart hê om hom te ontvang. Want dis moontlik vir ons almal wat hier sit en almal daar buite om ons harte toe te maak. Ek kan ook, soos André gesit en kyk het hier na my, sit en kyk na die een wat die Heilige Gees gee, net so. Asof dit nie vir my is nie. So dis gee en dis ontvang. Ons lees in die derde gedeelte. Ananias het gegaan in die huis gekom en hom die hand opgelê, dis nou Paulus, né? Julle sal onthou, die perd gery, afgeval van die perd af, blind geraak, is nou in die pottebakker se huisie, daar sit hy's blind, die Here het met hom gepraat en al die goed wat met hom, Jesus met hom gepraat. Hy sê Ananias vir hom, hy het hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en wat? Met die Heilige Gees vervul word. Okay? So ons lees hier, hy ontvang die Heilige Gees. Dis vir hom gegee. Handelinge 10 lees ons die volgende gedeelte waar die Heilige Gees uitgestort is. Handelinge 10, 45, 47. Dis Petrus hierso by die hoofman oor 100, Cornelius. Julle ken daai storie, né? Die doeke wat in die lug uitsak, waar Jesus vir Petrus sê, gaan praat met, gaan eet hierdie diere. Jy weet die hele storie, julle ken daai storie, né? Julle is mos nou almal gelowiges. Okay. Handelinge 10 vers 45 sê hy die volgende: en die gelowenes uit die besnydenis, dis nou Petrus en die mense wat saam met hom gegaan het, wat almal saam met Petrus gekom het, was verbaas, toe wat? Toe die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek en sê, niemand kan tog die water weer van hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het nie. So hier lees ons, die Heilige Gees is op hulle uitgestort. So die Heilige Gees is gegee, maar Petrus sê, net soos ons het hulle die Heilige Gees wat? Ontvang. Net soos ons het hulle die Heilige Gees ontvang. So ek moet in my hart die begeerte hê om Heilige Gees te ontvang. Die laaste keer wat ons nou lees in Handelinge oor Heilige Gees uitstorting, is in hierdie gedeelte, in Handelinge 19 vers 2, dis die volgelinge wat in Efese is, en hulle het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang? Toe julle gelowig geword het, en antwoord, ons het nie eens geweet daar's 'n Heilige Gees nie. Okay? In vers 6 van hierdie gedeelte, kom Paulus en hy lê die hande op hulle, en hulle word vervul met die Heilige Gees, hulle ontvang die Heilige Gees. As ons nou hierdie gedeeltes lees, dan sien ons, wanneer mense tot bekering gekom het, was daar in die verwagting van die disippels, die verwagting van die apostels, die mense wat die woord versprei het, dat mense Heilige Gees sou ontvang. Dat daar iets met hulle sou gebeur rondom Heilige Gees se werking. Hulle het die verwagting gehad dat mense Heilige Gees moet ontvang. Toe hulle by hierdie mense kom wat nou net tot bekering gekom het,
hulle het gehoor van Jesus, Jesus aangeneem, en verder niks, hulle weet verder net mooi niks nie. Paulus praat, hulle word met hulle gepraat, en Paulus sê, vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, ons weet nie eens daar so iets nie. Uit die aard van die saak, verstaan 'n mens dat hulle sou nou vir hulle verduidelik het wie is Heilige Gees, en vir hulle bid en hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. So, as ons nou Handelinge deurlees, dan sien ons, dit het te doen met gee en ontvang. Gee en ontvang. Jy moet Heilige Gees wil ontvang. Okay? Dan moet 'n verwagting in jou hart wees, dat Heilige Gees deel van my lewe kan wees, en dat ek hom moet ontvang. Nou, sommige dele in die briewe, wys ook op die ontvang en die gee van die Heilige Gees. Romeine 5 vers 5 lees ons. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons wat? Gegee is. So Heilige Gees is aan jou en my gegee, net soos wat ek die remote gee, wat moet jy daarmee doen? Wat moet jy met Heilige Gees doen? Jy moet hom ontvang. Nou, kom ek vra nou net hierso, kom, ons stop gou net hier. Nou vra ek vir jou. Jy het nou net tot bekering gekom. Jy het nou net, kom ons sê nou net, jy's nou so vars, soos 'n nuwe lelietjie wat vanoggend geblom het vir die eerste keer. So vars is jy. Gelowige, nou net jou hart aan die Here gegee. Waar is Heilige Gees? In jou hart, in jou lewe. Want jy's deur hom wederbaar. So hy is daar. So hy is reeds deel van jou lewe. Maar tog verwys die woord daarna, dat daar iets anders is wat moet gebeur. Daar is iets wat moet by dit kom. So Heilige Gees is hier, maar Heilige Gees moet kom in my lewe. Heilige Gees is binne in my, maar Heilige Gees word ook aan my gegee en ek moet hom ontvang. Dis twee verskillende goed. Ek is wedergeboorte, ek is 'n tempel van die Heilige Gees, en ons het laasweek daaroor gepraat, hy woon in ons, hy is deel van ons lewens, en is hierdie magtige belewenis van God in my. Maar daar is meer as dit. Daar is meer as dit. In Romeine 8 vers 15, hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Julle het die Heilige Gees ontvang. Okay, kom ons gaan verder, 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat ons uit genade, wat God ons uit genade geskenk het. Hy het vir ons Heilige Gees gegee. Al het ons Heilige Gees, het hy vir ons Heilige Gees gegee as geskenk en ons ontvang. So, daar's net 'n paar punte. Ek dink dit is aan julle notas. Die koms van die Heilige Gees in terme van gee en ontvang is baie duidelik in die woord. Wanneer ek en jy wedergebore word, is Heilige Gees binne in ons. Dis deel van die proses van wedergeboorte. Ek is die tempel van die Heilige Gees. So elke wedergebore kind van God het Heilige Gees binne in hom. Ek dink ons het laasweek na die een teksvers verwys waar hy gesê het, as jy die Gees van God nie het nie, is jy nie 'n kind van God nie. So jy het Heilige Gees binne in jou. Maar hoekom hou die Bybel dan aan praat van ek moet Heilige Gees ontvang? Dis 'n definitiewe aksie. Jy het nie, toe jy jou hart aan die Here gegee het, né? Het jy nie gesê, okay, ek ontvang nou die Heilige Gees nie. Jy het net gesê, Here, vergewe my asseblief. Ek maak my hart oop, ek is u kind. Ek wil u dien. Maak my u kind, Here, vergewe my sondes. En hy het dit gedoen. So die inwoning van die Heilige Gees in daai konteks is 'n outomatiese ding. En tog hou die woord aan om vir ons te sê, Heilige Gees moet kom, en hy moet kom in jou lewe, en jy moet hom ontvang. Okay. Omdat dit 'n geskenk is
is die regte reaksie vir die mense om dit te ontvang. Stem julle saam met my? Ja, so ek moet dit ontvang. Dis 'n geskenk aan my, en wat is dit? Dis die ontvangs van Heilige Gees in my lewe. Woorde soos gee en ontvangs in terme van die Heilige Gees het altyd te doen met die koms van die Heilige Gees. So as ek in die Bybel enige plek lees oor die koms van die Heilige Gees, het dit te doen met gee en ontvang. Hy's gegee, ek moet hom ontvang. Hy's gegee en ek moet ontvang. Nou goed, daar's 'n voorbereiding vir die koms van die Heilige Gees. Die eerste een gaan oor die belofte van die Vader. Jesus het op 'n paar plekke met ons gepraat oor die belofte van die Vader. Okay, so dis baie belangrik dat ons dit verstaan. Lukas 24:49 sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Okay, so dis 'n belofte wat van die Vader afkom na ons toe. Handelinge 1:4 sê hy, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wag op die wat? Op die belofte van die Vader. Dis 'n spesifieke iets wat Vader beloof het, die koms van Heilige Gees. Dis nie net iets wat in die lug hang nie. Hierdie is 'n belofte wat Vader gegee het. Heilige Gees gaan na die aarde toe kom. Heilige Gees gaan in mense wees. Heilige Gees gaan deel van julle lewens wees. Handelinge 2:33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. So wanneer, van watter deel praat hy nou hier? As hy sê, wat julle nou sien en hoor, waarvan praat hy? In hierdie gedeelte, Handelinge 2. Handelinge 2 gaan oor Pinksterdag. So dis waaroor hy hier praat. So hy sê vir hulle, dit wat julle nou hier sien, hy sê vir die mense, hy is nou besig om met die mense te praat wat daar om hom staan, wat nader gekom het as gevolg van wat hulle sien en hoor gebeur, by die uitstorting van Heilige Gees. So nou staan hierdie klomp mense daar, en Petrus praat met hulle, hy verduidelik vir hulle wat met aan die gang is, en nou sê hy vir hulle, dit wat julle nou sien en hoor, dit is die vervulling van die belofte van die Vader oor die Heilige Gees. So hierdie is die vervulling van daardie belofte wat hy aan ons gemaak het. In Handelinge 2, vers 38-39, nou gaan hy verder, hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou luister mooi, want die belofte, wat 'n belofte is dit? Die belofte van die Vader, want die belofte kom julle toe. En wie nog? Julle kinders. Almal wat daar ver is. Die wat die Here, onse God, na hom toe sal roep. Nou kom ek vra gou vir jou, hoe ver is ons van Jerusalem af? Is ons deel van daai julle wat daar ver is? Is ons deel van julle wat die Heilige Gees, of julle wat God, ons Here God, na hom toe sal roep? Het hy ons geroep? Ja. Het hy ons getrek na hom toe? Ja. Met ander woorde, as hy met hierdie mense praat, nou praat hy met hierdie mense en julle kinders en almal wat daar ver is. So wat is besig om te gebeur nou in Jerusalem? Wanneer het dit gebeur? Wanneer het hierdie gebeurtenis plaasvind? Die Paasnaweek. So mense het van oral af, van dorpe reg oor Israel en verder af, wat ons lees oor die wat is hy nou? Nou sy kop, die ou wat op die beperkar gery het, daar van Egipte se kant af. Amper sê ek die barmhartig Samaritaan. Daai ou man, julle weet waarvan ek praat, né? Ja, die Ethiopiër, hy kom maar van Ethiopië af. Dis ver man. So met ander woorde,
wanneer Petrus hierdie goed sê, wanneer hy hierdie goed sê, dan sluit dit nou daai Ethiopiër in. Hy sê dit kom jou toe. Okay? So as die belofte van Vader net op Pinksterdag vervul is, dan beteken hierdie alles niks. Dit het geen waarde daai nie. Maar nou sê hy duidelik, weet jy wat? Ek weet nie of jy Ethiopië daar was nie. Miskien is hy net in die omgewing. Maar iets het gebeur, hy weet van iets wat gebeur het. Hy sê, jy en almal wat daar ver is en jou kinders, waar is jou kinders? Jou kinders is baie ver hier vanaf. Al die mense wat van al die stede af gekom het. As jy nou net die gedeeltjie voor het gelees het, dan praat hy van meerders perse. Hy praat van mense van reg oor die bestaande wêreld, wat daar by mekaar is, want hulle almal het gehoor hoe die disippels God groot maak in hulle taal. En dan maak hy 'n lys. Dis lyste van mense van reg oor die wêreld. So, wanneer Petrus hier praat, dan sê hy, die Heilige Gees, die belofte van die Vader, né, kom julle toe, almal van julle wat hier so staan, wat van al hierdie lande afkom, maar nie net julle nie, julle kinders. Dink jy dit sou nou my ongebore kinders insluit? Natuurlik sou dit my ingebore kinders insluit as hy dit dan sê. Dis nie net die ouens wat nou leef nie. Hy sê, so het julle kinders, en almal daar wat daar ver is, en almal wat die Here na hom toe sal roep. So die belofte van die koms van die Heilige Gees is vir almal. Nie net vir die paar mense wat in die bofortrek by mekaar was, toe die Heilige Gees uitgestort is nie. So ons sien, dat is duidelik, dat die Heilige Gees se koms 'n deurlopende gebeure is. Hierna, en ons het nou gelees op 4 ander plekke in Handelinge waar Heilige Gees uitgestort is in mense se lewens, dit het oor 'n tydperk gebeur, nie net almal op een dag nie, dit was oor 'n tydperk wat dit gebeur het. En wanneer ons nou deur die res van die skrif gaan, dan sien ons oral waar hy praat oor Heilige Gees, is bedoel, hy praat byvoorbeeld in Romeine, met die brief is geskryf vir die Romeine, in Efesiërs, die brief is geskryf vir die Efesiërs. So dan praat hy oor hulle wat die Heilige Gees kan ontvang, hulle wat die belofte van Vader kan ontvang. So hulle wat moet uitsien na die koms van die Heilige Gees. So dis vir almal bedoel, nie net vir 'n spesifieke hoeveelheid mense in die bofortrek nie. Dit is vir ewig, so dit hou aan. So die belofte van die Heilige Gees en die koms van die Heilige Gees wat vervul is op Pinksterdag, maar is nie beperk tot daai enkele gebeurtenis nie. Dis 'n konstante en 'n aanhoudende gebeurtenis. So die belofte wat gemaak is groot genoeg, dat dit nou 2000 jaar later nog steeds in vervulling kan kom. Nog steeds deel kan wees van jou en my lewe. Die koms van Heilige Gees in ons harte. In Handelinge 10, 45, 47 lees ons die volgende. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas. Hulle was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook aan die heidene gegee is. So met ander woorde, as ons nou, Petrus is hier, en die Here sê vir hom, by hierdie hele gebeurtenis, dat die uitstorting, die koms van Heilige Gees, nie net bedoel was vir die Joden, vir die heidene ook, wat dan sou insluit alle mense op die hele aarde. So dis vir alle mense. En hy sê, want hy gaan nou deur, hy sê, hulle het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Net soos ons het die Heilige Gees ontvang, presies, dit wat daar met ons gebeur het in die bofortrek. En ons het nou net die vers voor het gelees, en hy sê vir hulle, dit is die koms van die Heilige Gees. Dis wat hy ons nou dag sê. So hier, 'n hele ruk na die tyd, in hierdie gedeelte waar hy by Cornelius is, en met hom praat, en hulle die Heilige Gees ontvang, hy sê, dis dieselfde, dis die vervulling van die belofte van die Vader.
So dis nog steeds die vervulling van die belofte van die Vader. So elke mens van daardie tyd tot nou toe, maak nie saak wie of wat jy is nie, die oomblik wanneer jy vervul word met Heilige Gees, dan ontvang jy die belofte van die Vader. Want dit is ook joune. Dit is ook vir jou. En dit is ook vir my. Dit is vir elkeen van ons. Galasiërs 3 vers 14. Hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So die heidene word almal ingesluit by hierdie belofte. Nie net die Jode nie. Nie net die paar manne en vroue in die bofortrek nie. Almal, alle mense is ingesluit hier. Dit sluit in, met ander woorde, as hy dan nou sê, dit kom julle toe en julle kinders, dan beteken dit alle mense wat dan nou as heidene gekwalifiseer sou word, dit kom ook hulle kinders toe. En hulle wat daar ver is. En almal wat God reg oor die tyd van bestaan van tyd na hom toe sal roep, dit kom jou toe. So die belofte van Heilige Gees is ook jou belofte. So Vader het ook vir jou gesê, ek sal Heilige Gees vir jou gee. En wat het ons net ook gesê? Dit gaan oor gee en ontvang. So een of ander tyd moet jy nou op 'n plek kom waar jy sê, goed, ek is bereid om Heilige Gees te ontvang. Julle hoor wat ek sê? Okay. Efesiërs 1:13 sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, evangelie van redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Okay, so hierdie gedeeltes wat ons nou gelees het in Galasiërs en in Efesiërs, dui op die belofte van die Vader wat in vervulling gekom het na Pinksterdag. So dis 'n konstante proses. So ek en jy kan nêrens in ons lewens vashaak en sê dat dit net bedoel was vir Pinksterdag nie. Dit was nie net bedoel vir Pinksterdag nie. In albei gevalle, Galasiërs, Efesiërs, die ander 4 gedeeltes wat ons gelees het in Handelinge, is almal lank na Pinksterdag. So dis nie iets wat opgehou het by Pinksterdag nie. Dit is continuous. Dit hou aan en dit hou aan. So by implikasie is al die verwysings in die briewe oor die gee en ontvangs van Heilige Gees 'n vervulling van die belofte van die Vader. So as jy iewerster in die Bybel lees oor Heilige Gees wat uitgestort is of ontvang word, watter mate hy ook al daaroor praat, het dit te doen met die belofte van die Vader. En dis 'n belofte wat Vader vir alle mense gemaak het, vir jou en my vir die res van ons lewens. So dit is 'n onophoudelike, aanhoudelike gebeurtenis deur alle geslagte. So dit hou aan en aan en aan en aan en aan. So kom ons gesels gou-gou oor die verheerliking van Christus. Na Jesus se opstanding, uit die dood, na sy hemelvaart, is hy verheerlik. Okay? Hy het by die Vader gaan sit, hy sit aan die regterhand van die Vader, en uit daai posisie het hy Heilige Gees na jou en my toe gestuur. Kom ons lees dit, Handelinge 2:33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van Heilige Gees ontvang het hy dit, die Heilige Gees, uitgestort, dis wat julle nou sien en hoor. So Jesus het opgevaar, in die hemel gaan sit, en by God die opdrag gegee, en ons sal nou 'n bietjie verder lees daaroor. Lukas 24:49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag. So die vervulling van daai belofte van Jesus het uitvoering gekry nadat hy in die hemel opgeneem is. So hy is in die hemel opgeneem, en nadat hy in die hemel opgeneem is, het daai belofte in vervulling gekom, het hy Heilige Gees gestuur. Johannes 7:39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So, Jesus moes eers verheerlik word, hy moes sterwe aan die kruis van Golgotha, verheerlik word, sodat die Heilige Gees kon kom, die belofte
kon kom na ons toe in ons lewens. So dis 'n proses van die stuur van die Heilige Gees. So kom ons kyk gou wat sê hy vir ons. Johannes 14:16. Ek sal die Vader bid. Luister mooi. Jesus sê ek sal die Vader bid en hy, wie is daai hy? Die Vader sal vir julle, hy sal julle 'n ander trooster gee. Met ander woorde die Heilige Gees, wat tot by julle sal bly tot in ewigheid. Nice, né? Te dink ewigheid. Onthou ewigheid. Heilige Gees bly saam met jou vir altyd. Ook as ek en jy daarbo is Heilige Gees deel van ons lewens. Okay? Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle leer en julle sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Lees verder, Johannes 15:26. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Lees verder, Johannes 16:7 sê hy, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar ek sal weggaan, as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Okay, so, kom ons kyk gou net die proses. Die proses sê, die Vader gee die Heilige Gees op die versoek van Jesus. Die Vader stuur die Heilige Gees in Jesus se naam. Jesus sal die Heilige Gees stuur van die Vader en Jesus stuur die Heilige Gees. Dis wat daai teksverse vir ons sê. So dis 'n progressie van die Vader na die Seun na die mens toe. Julle sien dit? Van die Vader na die Seun na die mens toe. So die Vader is die hoofgewer van Heilige Gees. Soos hy ook vir ons Jesus gegee het. So gee hy Heilige Gees. So die oomblik as die Vader se primêre rol duidelik word, dan sien ons Jesus as integraal betrokke daarbey. So hy tree na vore en die Heilige Gees word deur hom na mense toe gestuur. Hy stuur die Heilige Gees. So met ander woorde, soos wat Jesus die brug is, luister mooi, jy moet dit mooi verstaan, soos wat Jesus die brug is tussen ons en Vader, is Jesus ook die brug tussen ons en die Heilige Gees. So hy gee Heilige Gees vir ons, hy stuur hom, hy vra vir die Vader, gee Heilige Gees, stuur hom na ons toe, en hy word deel van ons lewens. So Jesus wys vir ons daai perfekte balans in God se drie eenheid. Ek sal die Gees stuur, maar die Gees kom van die Vader af. En in een van daai versies sê hy, en as die Gees gekom het, so Heilige Gees kom uit homself ook. So dis 'n drie eenheid wat saamwerk om te sê, dis noodsaaklik dat mense Heilige Gees op 'n baie spesiale wyse deel sal hê van hulle lewens. Nie net by wedergeboorte nie, maar daar is iets anders. 'n ander iets wat moet gebeur, wat moet deel word van hulle lewens. So elke gebeurtenis in die Bybel wat te doen het met die gee van die Heilige Gees is dis deur Jesus Christus, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Dis hoekom ons ook sê, Jesus is die doper met die Heilige Gees. So die koms van die Heilige Gees, kom ons gesels net gou oor die koms van die Heilige Gees en saligheid. Kyk. In elke deel van Handelinge wat ons lees, het die Heilige Gees, die gee en die ontvang van die Heilige Gees 'n belangrike rol gespeel in redding, verlossing en saligheid. So ek en jy moet verstaan, dit is vir my nie moontlik om Heilige Gees te ontvang as ek nie gered is nie. As ek nie 'n wedergebore kind van God is nie. Ek kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Hy gaan nie in 'n nie wedergebore gees woon. En hy gaan homself nie openbaar in my lewe soos wat hy hom wil openbaar in my lewe as ek nie op daai plek is nie. So verlossing, wedergeboorte, wat ook al jy dit wil noem, is die voorbereidende stap vir die ontvangs van die Heilige Gees.
En nou gaan ek weer terug na wat ek net nou gesê het. Waar is Heilige Gees? As jy tot bekering gekom het. Hy's binne in my. OK? Binne in my. Maar ek moet ook hom ontvang. Gaan ek weer terug na die storieetjie toe van Piet, wat in die dorp is. Want daar is 'n verskil tussen wanneer hy in die dorp is, en wanneer hy by my huis instap. So Heilige Gees is hier, maar hy kom, en ek moet hom ontvang, op 'n spesiale wyse. Ek kan weet hy's hier, maar wanneer hy met my praat, hier 1 tot 1, en ek kom sien, is dit heeltemal 'n ander belewenis, van sy heerlikheid en sy teenwoordigheid in my lewe. Handelinge 2 vers 38, 39, Paulus, dis waar Petrus praat met die mense, ons het nou al 'n paar keer hierdie versie gelees, waar hy vir hulle sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. So kom ons stop nou net, kom ons lees dan net tot by daai een. Bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. Net daai gedeeltetjie, beteken dat hierdie persoon het tot bekering gekom. Hy het tot wedergeboorte gekom. So daai persoon het die Heilige Gees waar? In hom. En nou kom Petrus en sê hy, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So wat beteken dit? Hy sê, want die belofte, die ontvangs van die Heilige Gees, né, sal kom, en dan noem hy al hierdie goeters, die mense wat God na hom toe sal roep. So die gedeelte daar, waar en daar loop, nee, daai, van daar af hiernatoe, is iets wat gebeur na wedergeboorte. Julle verstaan dit wat ek sê. Okay, dit is belangrik om te verstaan. Dit is iets wat daarna gebeur. So julle gaan tot bekering kom. Hy sê selfs, daar sal self tyd wees dat julle gedoop word. Okay? So selfs as ek nou tot bekering kom en ek besluit, okay, hier's water, kom ek laat my doop. Hier word ek gedoop. Dit vat tyd. Met ander woorde, Heilige Gees is klaar deel van my lewe, want ek kan nie 'n kind van God wees as ek nie Heilige Gees het nie. Sonder Heilige Gees is jy nie 'n kind van God nie. Maar tog sê hy, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, wat die belofte is van die Vader. So jy moet die belofte ontvang, en jy sal die belofte ontvang nadat jy tot bekering gekom het. Daai spesifieke, spesiale belewenis van ontvangs van die Heilige Gees. En onthou nou, ons is besig om trokke agter mekaar te haak, né? Ons het nie tyd om hele trein te bou vanaand nie. So in die volgende 4 Sondae gaan ons nog die trein bou. So ons gaan praat nog oor wat beteken dit wat beteken daai, die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons gaan nou oor praat, en sê presies wat dit is, en hoe werk dit. En hoe weet ons dan nou, ons het dit ontvang, want hierdie mense het gereageer op iets wat hulle sien en hoor. So hoe gaan ons weet as ons die Heilige Gees het? Hoe gaan ons weet as ons die belofte ontvang het? En is duidelik, want jy kan dit sien. Nou, Petrus staan daar by die mense, hy sê, hierdie mense het die gawe van die Heilige Gees ontvang. As jy nou net tot bekering gekom het, okay? Jy het nou gister tot bekering gekom, hierso sit jy. Waar is Heilige Gees? Binne in jou, né? As jou boetie of jou sussie by jou kom kuier, en hulle kyk jou net so, dan is jy net jy. Al is Heilige Gees binne in jou. Jou oogies kan blink, en jy praat dalk anderster, jy tree anderster op, ja, en so aan. So, hulle kan nie regtig sien dat Heilige Gees in jou woon nie. Is dit so? Natuurlijk, jy kan dit nie sien nie. Wel, jy kan wel 'n aanvoeling hê, of 'n belewenis van iemand wat Heilige Gees in hom het. En jy kan met iemand gesels, en daar's hierdie geneentheid teenoor mekaar, want Heilige Gees wat in hom is Heilige Gees wat in my is, so dit trek mekaar aan, en ons het daai belewenis van iemand as 'n kind van die Here. Maar wanneer jy nou met Petrus praat en vir hom sê gou-gou vir my, hoe het jy geweet, die gawes van die Heilige Gees het op hierdie klomp ouens gekom waarmee jy nou gepraat het? Dan sê hy, ek kon dit sien en ek kon dit hoor. Okay, so ek moet nie my vooruitloop nie. Dit lê vir ons nog voor en ons gaan nog daaroor praat. Okay. Dat is so baie goed om te sê. Ek het gister opleiding gedoen daar in Mosselbaai met die klomp predikante en die leiers van die gemeentes en die goeters en die ouderlinge en die diakens en die ouens wat daar sit.
Dan dink ek het so baie om te sê, maar ek het net soveel tyd. Ai. Okay, Matteus 22 vers 14 sê, want, nou kom ons praat gou hieroor. Kom ons kom gou, en ons moet net gou ietsie uitsorteer om te verstaan, want baie keer verstaan ons nie hierdie ding so baie lekker nie. Okay, hierdie is nou 'n baie belangrike teologiese ding, wat jy vir jouself moet uitsorteer, as dit nog nie vir jou uitgesorteer is. As mense mekaar met dik boeke gooi hieroor. Okay. Hy sê, want die belofte kom julle toe, julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Here na hom toe sal roep. Okay. Kom ons lees gou na die volgende versie. Ek wil net gou, want ek wil net seker maak ons verstaan hierdie. Miskien is dit nie nodig nie, maar dit is noodsaaklik. Matteus 22 vers 14 sê die volgende, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Okay. So baie is geroep, maar min is uitverkies. Die wat die Here na hom toe sal roep, hulle kan die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar nou sê hy vir ons, min is uitverkies. Okay, so wat beteken dit dan as ons sê, min is uitverkies? Nou kom ons by die uitverkiesingsleer. My tyd, nou is daar moeilikheid. Okay. Ek sê ons, party ons gooi mekaar met dik boeke oor daai woordjie, net oor daai woordjie. Maar dis omdat hulle nie die res van die Bybel lees nie. Okay. Kom ons luister gou wat sê die Bybel. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Okay? So ons is geroep, né? En nou sê hy, maar jy is so uitverkies. Nou praat ons oor, party mense sê, jy is uitverkies, so dit maak nie saak hoe jy leef nie, jy sal gaan as jy moet gaan, en jy sal bly as jy moet bly. Jy ken dit, né? Hy sê, maar ons almal is geroep tot wat? Geroep tot gemeenskap met sy Seun. Nou, daar's 'n baie belangrike versie wat ons moet verstaan, as ons wil verstaan, wat beteken dit om uitverkies te wees? En is eintlik so 'n eenvoudige ding, nie ingewikkeld nie. Efesiërs 1 vers 4 is nou die sleutel. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Jy sien, voor die grondlegging van die wêreld, sê die woord vir ons, het hy alreeds ons uitverkies. En nou sê die mense, dit beteken nou net, God het besluit, en Kobus, jy is okay. Chap, ek kies jou. Ek hou nie van haar nie. Nee, ja, dis die idee. Ja, ek maak nou 'n grap daarvan, maar dis die idee. Maar dis nie wat gebeur het nie. Weet wat het God gedoen? Hy het gesê, ek kies een. Ek kies my Seun. Ek is die enigste uitverkorene. My Seun, Jesus Christus. En elke mens wat hom kies, is uitverkies in Christus. In hom. So ek is uitverkies soos hy ons in hom. Ons moet nie dit mislees nie. In hom uitverkies het. So die Here het nie tiks gemaak nie. Hy het gesê, daar is my Seun. En elkeen wat hom kies, is uitverkies. Ek roep almal, maar nie almal gaan antwoord nie. Ek klop aan alle deure, maar nie almal gaan die deur oopmaak nie. Maar hy wat die deur oopmaak, is uitverkies omdat hy my Seun gekies het, die enigste uitverkorene. So hy kies Jesus Christus, en omdat hy Jesus uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, het hy ons gekies in hom, om heilig en sonder gebrek voor hom te lewe. So in Jesus Christus is ek uitverkies. So elke mens wat Jesus Christus gekies het,
Elke mens wat die keuse gemaak het, een of ander tyd in sy lewe om te sê, ek aanvaar die saligheidswerk wat U vir my gedoen het aan die kruis van Golgotha. Ek maak dit myne, Here. Daai oomblik is jy uitverkies. Van daai oomblik af is jy die uitverkorene van God in Jesus Christus. Vat Jesus weg en daar's niks. As daar 'n uitverkiesing was, wat die Here voor die grondlegging van die wêreld gesê het, hierdie mense gaan en hierdie mense gaan nie, was Jesus nie nodig nie. Want hy het klaar besluit wie gaan en wie gaan nie. Hy het klaar besluit wie is reg en wie is nie reg nie. Hoekom moes Jesus dan kom? Daar's net een uitverkorene, dis sy naam is Jesus. En in hom is ek uitverkies, omdat ek hom gekies het. En hy het my geroep en my getrek en ek het die keuse gemaak om te sê, ja Here, hier is ek gee my hart aan U. So ek kan ook vir hom sê nee. Ek sit eendag in die bidkamer met 'n jong man, en hy sit hier langs my en ek praat met hom oor Jesus. Ek het 'n uitnodiging gegee na 'n preek, en hy kom staan daar voor. Nou kom sit hy daar langs my in die bidkamer, en ek sit en praat met hom. En ek vat hom deur hierdie proses, om hom te verduidelik, wat beteken sonde, en die gaping tussen ons, die afgrond tussen my en God, en Jesus het die brug kom bou. Die hele evangelie verduidelik ek vir hom, en ek het so deur alles gegaan, en ek weet jy, ek kry soms wel lekker in my tone van hierdie hele besigheid, en ek kyk en ek sê vir hom, verstaan jy dit? Hy sê vir my, ek verstaan dit. Ek sê vir hom, wil jy jou hart aan die Here gee? Hy sê, nee, nie nou nie. Nee, ek kies nie. Ek wil nie hom kies nie. Hy sê vir my, dankie vir jou tyd, maar ek gaan hom nie kies nie, en hy staan op en hy loop uit. Dit was sad geweest. Dit was sad, ek het hom nooit weer gesien nie, ek weet nie of hy al tussentyd sy hart neergegee het. Hoopelik is die saad wat in sy hart gesaai is, het dit al opgekom. Maar daar is mense wat alles weet, maar hom nie kies nie. Dis so eenvoudig as dit. Ok, so dis die uitverkiesing, ons gaan aan. So die ontvangs van die Heilige Gees tot redding, is nie tot redding nie. Daai ontvangs van die Heilige Gees kan jou nie red nie. Net Jesus Christus red jou. Ok? Die ontvangs van die Heilige Gees speel 'n rol na wedergeboorte. So Heilige Gees se ontvangs is nie my redding nie. Dis wel hy wat my gees wederbaar. Okay? Dus hy is betrokke by my wedergeboorte. En hy kom woon in my na wedergeboorte. Saam daai werking hier binnekant met wedergeboorte kom woon in my. Maar hy is nie die een wat my red nie. Jesus Christus is die redder, die verlosser, die vrymaker van ons lewens. So dis belangrik om dit te verstaan. Dit gee die ontvang van die Heilige Gees, die gee en die ontvangs van die Heilige Gees, staan direk in verband met verlossing en redding. Maar dit kan eers gebeur nadat ek my hart aan die Here gegee het, nadat ek in geloof tot Christus gekom het. Eers daarna kan ek die belofte ontvang. Want die belofte is gegee vir hulle wat geroep is. En hulle wat geantwoord het. Ok, dis vir hulle wat die belofte gegee is. Lukas 11:13 sê, en dan, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer weet ons hemelse Vader om die Heilige Gees te gee aan die wat hom bid. Ok, so weer eens, kom ons kyk net gou hierna. Hy sê, julle weet hoe om goeie gawes aan die Here te gee. Lukas skryf dit hierso. Hy sê, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So ek is 'n kind van God, ek bid tot hom en hy gee vir my die Heilige Gees. Maar ek het reeds die Heilige Gees. So dis die vervulling, die hemelse Vader die Heilige Gees gee, is die vervulling van die belofte van die Heilige Gees. Die belofte wat God vir ons gegee het. So elkeen wat 'n kind van God is, elkeen wat 'n kind van die God is, het die reg om na Vader toe te gaan en te sê, Vader, kom vul my met die Heilige Gees. Jesus, kom vervul u belofte, die belofte van die Vader in my lewe. Jy kan hom vra en hy doen dit. Hy kom vervul ons met die belofte van die Vader. Hy wat glo, Johannes 7:38-39, hy wat glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van wat die Gees sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So strome van lewende water sal hy wat glo. So ek het klaar tot bekering gekom en my hart aan die Here gegee. Ok, ek dink ek gaan hier so stop. Ons sal volgende week met die res aangaan.